Kolossense 3 vers 13 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Ons word voortdurend, elke dag omtrent van ons lewens blootgestel aan die beginsel van vergifnis. Want ons word kwaad, ons word ongelukkig, ons persoonlikhede verskil, ons opinies verskil, en daarom word ons voor hierdie uitdaging van vergifnis voortdurend gestel. Die vraag was al gevra, wie is die gouste om te vergewe? Wie vergewe makliker? 'n Man of 'n vrou? En die antwoord, na redelik baie navorsing, sê vir ons dat vroue vergewe makliker of dan gouer as wat 'n man vergewe. 'n Vrou sal makliker sê vir haar man, ek vergewe jou, of vir haar kind, of vir 'n kollega by die werk. Ons mans vat bietjie langer om te sê ek vergewe jou, want 'n man worstel maar met sy ego. 'n Man is maar bietjie 'n trotse wese, want 'n man voel wanneer ek sê ek vergewe jou, dan is dit amper asof hy swak mag voorkom en nie so sterk soos hy wil wees nie. Maar navorsing ook bewys, alhoewel vrouens dan makliker of gouer vergewe, hou hulle langer griewe as wat mans griewe hou. Soos wat die spreekwoord sal sê, moenie ou koeie uit die slote gaan grawe nie. Want vrouens is nogal geneig om dit te doen. 'n Man het nie so lank geheue soos 'n vrou nie. 'n Vrou kan dinge onthou wat jare gelede gebeur het. Baie mans het al klaar vergeet wat 'n maand gelede gebeur het, sou daar konflik in die huwelik wees. En ek dink wat bydra dat 'n vrou langer griewe dra, is omdat vrouens dalk hulle emosies baie diep en intens beleef. En alhoewel sy met haar mond maklik sê ek vergewe jou, internaliseer 'n vrou gewaarwordinge en dinge in die lewe. 'n Vrou wil antwoorde hê. En wanneer 'n vrou haar antwoorde het, hoekom die persoon haar so sleg behandel het, dan raak dit vir haar makliker om die griewe te laat. Maar hierin lê 'n probleem, naamlik dit: ons kry nie altyd antwoorde nie. Ons kry nie altyd antwoorde nie. En daarom moet 'n mens maar vanuit die staanspoor probeer om net eenvoudig te vergewe, want 'n mens kan nie met jou emosie vergewe nie. 'n Mens, ek dink veral 'n vrou se emosie draal baie lank. Maar weet u, sodra 'n mens net die beginsel van vergifnis begin handhaaf en die vergifnis uitspreek, dan begin God deel met die emosie. Want die woord sê, spreek vry en julle sal vrygespreek word. So wanneer jy iemand vergewe, om vry spreek van sy oortreding teenoor jou, dan begin God deel met jou stikkende emosie. Hy begin jou vry maak daarvan. Spreek vry en jy sal vrygespreek word. Ons sukkel dikwels as mense. Ons is almal emosionele wesens, mans ook. Ons sukkel dikwels om oor die onreg te kom wat iemand teenoor ons gepleeg het, omdat ons worstel met emosie. Maar jou geveg moet nie met jou emosie wees nie. Jou geveg moet liewers wees met die wilsbesluit om te vergewe. En wanneer jy oor daardie hekkie kan kom en die vergifnis uitspreek, maak jy die hekkie van jou hart oop, sodat God kan inkom en kan deel met jou stikkende emosie van verontregting of van verbittering. En dan maak hy die hart heel. Die woord sê, die Here is naby aan die gebrokene van hart. Die woord sê verder, die Here verbind ons wonde. Nou wanneer iemand jou te nagekom het en jou hart is so stikkend en seer, dan kry jy die noodopkassie by mekaar. En jy wil net hierdie hart weer mekaar kry. Geen mens
kan op sy eie sy hart aan mekaar kry nie. Want God is die hartekenner. Hy ken die diep geheimenisse van die hart. Hy verstaan jou hart beter as wat jy dit self verstaan. En hy as Almagtige het die vermoë om die hart weer heel te maak, waar onreg hom kom breek het. Hou op met daardie worsteling met jou emosies. Spreek die vergifnis uit. Of jy nou 'n man is, of jy nou 'n vrou is, spreek die vergifnis uit en stap weg van die situasie en gee die stikkende hart vir God. Mense dink hulle gaan beter voel as die skuldenaar sê, ek is jammer ek het dit aan jou gedoen. Ag nee, wat? Al bely die skuldenaar sy skuld. Jy dink dit gaan beter wees. Dit kan dalk bietjie help die feit dat hy erkentlik was, maar nie eens hy kan jou stikkende hart gesond maak nie. Net die Here. En vergifnis sit die genesingsproses aan die gang. Laat ons vergewe soos Christus ons vergewe het. Hy het nie met die emosie dit gedoen nie. Hy het 'n keuse gemaak. Hy het ons jammer gekry. Jy moet ook jou skuldenaar jammer kry. Partykeer maak mense jou onwetend seer, verkleineer of beledig jou onwetend. Jesus het aan die kruis gesê, Vader, vergeef hierdie mense, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek wil vir u sê, meeste van die tyd besef ons skuldenaars nie wat hulle aan ons gedoen het nie. En ook wanneer jy iemand anders seermaak, het jy nie besef wat jy gedoen het. Ons verstaan nie altyd die impak daarvan nie. Vergewe jy maar net en die Here sal jou gesond maak, jou hart heel maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het u so nodig. Daar is soveel baie aanslae in die lewe. Dankie vir die Heilige Gees wat ons ook help om te vergewe. Wanneer die pyn so diep is, die onreg wat teenoor my gepleeg is so diep in my hart insny, dan vind ons as mens dit baie keer moeilik om te vergewe. Maar Here, help ons om nie ons siele te kwel oor enige resultate nie. Maar Vader, dat ons net hierdie Bybelse hemelse beginsel van vergifnis net sal uitvoer. Of ek nou 'n man is en dink en redeneer soos 'n man, en of dit nou 'n vrou is wat vanuit haar unieke wêreld redeneer en reageer. Help ons almal maar net om te streef daarna om hierdie goddelike beginsel van vergifnis toe te pas in ons lewe. Here, en ons skuldenaars vry te spreek. Help ons, Here, om nie wraaksugtig te wees en eers te wag dat die skuldenaar sy skuld sal bely voor ek die groen lig van vergifnis gee nie. Maar Here, dat ons gou sal wees om te vergewe, sodat ons gou ons genesing van stikkende harte ook kan ontvang. En ons gou die oortreder sal kan vryspreek, sodat ook hy sy genesing kan ontvang. Help ons, Here, om die skoonheid, die diepte, die waarde, die heerlikheid van vergifnis te ontdek, want vergifnis maak gesond. Ek bid dit in Jesus dierbare naam.